Johannes 1 van die 12 disciples kom na Jesus en sê, ons sien 'n man, ons sien 'n vrou, ons sien iemand wat demons uitdryf. En hierdie man behoort nie aan ons groep nie. Hy behoort nie aan ons kerk nie. Hy is nie deel van die 12 apostels. Maar hy dryf demons uit in die naam van Jesus. So wat beteken, hy doen sekere dinge wat nie teen ons beginsel is. Nou my vraag is, wie is hierdie naamlose man of vrou wat demons uitdryf in die naam van Jesus wat nie deel was van die 12 disciples? Daar is baie manne en vrouens wat nie aansien het nie, wat nie erkenning het nie, wat niemand van weet nie, maar wat Jesus gaan onderrig in die laaste dag. So my probleem wat ek het, wie gee vir Johannes die toestemming om hierdie man te stop? Hallo? So wat beteken, as jy sekere werke doen, as jy sekere dinge wil doen, wat gebeur? Daar gaan mense wees wat jou wil stop. En hierdie mense is geestelik. Hulle behoort aan 'n groep. So al wat ek vir julle sê vir die persoon langs jou, doen jou werk. Die Here het vir jou 'n werk gegee, en vir jou 'n taak gegee om te verrig. Nou my vraag is, waarvan kom hierdie man wat die monde uitdryf? Hy was nie deel van die disciples nie. Hy was nie uitverkies nie, maar nog steeds het die Here iets in hom gesien. Nou my vraag is, wat sien die Here in hom? Nou hoe hierdie man begin in die naam van Jesus, begin wonderwerke doen, en daar is resultate. Toen was daar 'n broer, 'n bishop, 'n pastoor, wat hom keer. As jy altyd 'n werk vir die Here moet doen, beteken dat jy in God se plan is wanneer jy oppositie het. So teekanden is 'n teken dat die Here saam met jou is. Moet ek het lees? Dat wanneer jy moeilike tye kry, teen jou eie broers en susters, as dit beteken, jy is op die regte plek wat die Here wil hê. As jy vrede in jou lewe het, en almal sê, man, is goed met jou lewe, dan moet jy bekommerd raak. Want teekanden is 'n teken dat jy doen iets. Nou hierdie man het nie demons uitgedryf in die naam van die Gees, in die naam van die volle evangelie, in die naam van die Pinkster, of in die naam van die kerk nie. Hy het die demons uitgedryf in die naam van Jesus. So jy het nie toestemming nodig van 'n kerk om God se werk te doen. Jy het niemand se toestemming nodig om te doen wat die Here wil hê jy moet doen, solank jy dit doen in die naam van Jesus. Jy gaan opstaan in die oggende. En skielik is daar die Here sê vir jou, gaan nou na die hospitaal en lê hande op die siekes. Jy het nie 'n toestemming nodig van 'n pastoor nie. Jy het nie 'n Dit probleem op baie Christene ongehoorsaam is om die werk van die Here te doen, is omdat hulle luister na ander mense. Nou as jy begin, en as die Here vir jou sê, moenie soek vir 'n advies nie. Nergens in die Bybel staan dat soek die advies van mense nie. Die Bybel sê, soek die aangestel. Dat elke keer as die Here vir jou sê, doen dit,
Dan sê ek moet my eers toestemming kry. Ek moet eers 'n advies van my geestelike. Nou, daar is 'n groot verskil tussen rebellie en geloof. Nou, as die Heer ek ontdom, toe ek begin, ek 16 jaar oud was, en ons begin met die Here aanbid, en ons gaan hospitale toe, en ons bid, ons was so aan die brand vir die Here, onderdom van 17 jaar, en weet nie, is aan die brand, en hier kom ons by 'n pastoor, en die pastoor sê, weet, dit is te veel, bietjie opgewonde vir die Here. Moet nie excited raak vir die Here nie. En die ander pastoor sê vir ons, man, lees die hele boek, maar nie die boek van Handelinge lees. Want ons het advies gesoek. Ons is jong in die Here. My broer en my suster, daar sal al die mense wees in die naam van Christus, wat nog gaan stop om te doen wat die goede beleid het. Simply wat jy moet sê, broer, werk. Sê vir jou, begin 'n besigheid. Al wat jy moet doen is bak vir koekies. Dit is so werk. Maak bak koekies en maak pester en koeksister en wat se oorings en wat se goed. Doen dit! Jy gaan verbaas wees, wat 'n seëninge is op my werk. Maar dit is nie jou werk, dit is God se werk. Doen dit! Jou vriendin en sê, my sister, ek het gevas en gebid, en die Here het gesê, ek moet koeksisters bak. My sister, waar kry die geld? My sister, jy kan niemand sien, jy het nie 'n stoof nie, hulle probeer jou stop. Die rede, hoekom jy kan suksesvol wees nie, is omdat jy nie luister na mense as na wat God jou sê. Doe dit! Kom ons gaan na Romeine 14 vers 10. Romeine hoofstuk 14 vers 10. Die probleem is ons luister. Ons het te veel stemme in ons lewens, dat ons nie doen na die Here wat hy ons doen. Wat sê Romeine hoofstuk 14 vers 10 is, maar waarom veroordeel jy jou broer of jou suster in die Here? Kom ek sê, Christene is nie. Ons veroordeel, kritiseer. Weet jy, kom in die kerk is vol van stelligheid, monde, as enig anders. Die probleem, in plaas dat ons die evangelie om gedeeg, wat oordeel ons mekaar in die kerk. Dan dink ons dis ons werk, maar dis God wat moet oordeel. Wie gee vir jou die recht om jou broer en jou suster teen te staan? Wie het vir jou aangestel? Die rede, hoekom baie mense vandag die kerk toe gaan en Christene sit in die huis, is omdat hulle seer kry in die kerk. En dan vraag die pastoor in die oudere, nou hoekom is die kerk leeg? Die kerk is nie leeg nie, die mense sit in die huis. Maar nou, ek weet nie wat kan jy weg. Nou kom ons gaan so na 1 Korintiërs hoofstuk 16 vers 10. Laat sien 1 Korintiërs. Nou die probleem is wanneer Timotheus in die kerk inkom, kritiseer ons vir hom omdat hy vir die Here bid. My vraag is, weet jy wat jou werk is? Wat is jou werk? Die probleem is, omdat ons kritisch is en negatief is omdat ons nie weet wat is ons werk in die werk. Sê vir die ons en achter die doen nog werk. En ons kan nie.
Timotheus hierdie jong man, hy sê aanvaar, want hy doen nie lewe soos wat hy. Dat niemand wat na jou kyk, moet jou onderaan. Kom ons kyk hoe kom het die Korintiërs gesê, wat was die probleem van Timotheus? En die kerk, nou kom ons gaan gewoon naar 1 Timotheus soos 4, beteken, hy sê Timotheus, die probleem van die kerk is van jou medegelovigen. Omdat jy vir die Here werk, en jy doen wat beter werk as hulle. Begin hulle vir jou verpas. Hulle doen jou nie respect. En ons sê, Timotheus, laat niemand jou jeug verwag nie. Want hy word jeug kom van die woord neos. En neos beteken nieuwe persoon, nieuwe dinge. So wat beteken elke keer, wanneer die Here iets aan jou lewe doen, gaan daar al die mense wees wat jou gaan verwag. Daar is al die mense wat jou gaan onderskat. Wie dink jy is jy? Ek weet nie of ek in die rechte plek is. Daar is mense wat met jou glimlag, maar in die hart ben jy die mens. Daar is mense wat voordoen, wat jou eindelijk omhels. En so gaan het my sister, hoe gaan het met jou, maar in die hart verstaan. En geweet, daar is mense wat sê, ek bid vir jou. Hulle bid nie vir jou nie, hulle vervloek jou aan hulle gevoel. Sê maar die mense, laat jou Christus of verabrik jou. Net omdat iemand een verkeerd baie aan het, wat sê, een baie kan je aantrek en een baie kan je uittrek. Ek weet dat ek met iemand vanmorgen. Ek kan sê van een broers, hulle trek jy verkeerd baie aan. En wanneer jy op een verkeerde toon van hulle voeten kom, dan haal jy verkeerd baie aan. Wat jy nou mense vir jou broer is. So mens vraag, wat vir jou een nieuw maak, is nie jou gebouw nie. Wat vir jou een nieuw maak, is die natuur van die nieuw wat jy het. Wat jy weet sê, wat maak jou een nieuw, is nie die gelijk wat in jou mond uitkom het. Allemaal kan brouw. Die Bijbel sê die Bijbel loop rond, soos, so allemaal kan brouw. Allemaal kan die titel van die nieuw hê. Maar wat vir jou verskillend maak, is die natuur. Nou die Bijbel sê dat jy die natuur van Jesus, jy die natuur van God, en omdat jy die natuur van God is jy die seun, is jy die dochter van God. So dat niemand vir jou verwag, nou hoe kom ek vir Timotheus terug? Maar kom ons gaan naar die tweede boek van Timotheus. Ook hoofdstuk 4. Maar nou gaan teken ons aan vers 5. Hy sê wat? We gaan die vers. Maar wees nie met alles nuchter. Aha. Bly verdruk. Ok, hy sê wees nuchter. Nummer 2, bly verdruk. En dan? Hy sê nummer 3, doen die werk. Hy sê wees nuchter. Nummer 2, verdrukking. Nummer 3, die werk. So wat beteken voor die werk is dat verdrukking. So dis in wak, nuchter en die werk, wat is in die middel? Waaksaam. Jy is waaksaam. Wees nuchter. Ok? Nummer 2, hy sê, leef. Sê, geniet het. Wat sê jy dan, hy sê, leef. Want as jy kry die waaksaamheid, jy kry die verdrukking, wat is die derde? Vader, ek was vandaag, wat is die werk? Maar voor die werk, voor die verdrukking, is daar waaksaam.
Maar die probleem, ons soek weer, maar ons wil nie wacht nie. Die probleem, ons wacht, dan verwag ons die Here, maar die volgende na, wacht en bid, wacht, moet die Here vir my werk gee. Dit werk nie so. Dis dit wacht en bid, wat is die? Almal wil nie. Hulle soek dit, wacht en werk. Om jou te kwalifiseer vir die werk van die Here, moet dat gebeur. Jou werk word gebore deur jou. Baie mense dink dat jou werk kom op 'n skilbord. Verdrukking en werk is twee broers. Maar die probleem, baie van ons waak, dan dink ons is gereed om die werk van die Here te verrig. Maar ons is toch nie gereed nie. Daarom sal die Here jou deur verdrukking las. Hy gaan jou laat lei, hy gaan jou laat smeek, hy gaan jou trane laat heen. En in plaas daarvan sê die Here, sê Paulus, verbly julle wees. Want verdrukking en lyding is 'n teken van voorbereiding van 'n groot dag wat die Here vir jou gee. So daar is 3 broers of 3 vriende in jou lewe. Vaak, lyding, verdrukking en werk. Wat ek het weer sê? Hy sê, vaak, hy sê, lê, en hy sê, doe jy werk. Geef van handen klap. Ek moet lekker in dit sê. Hy dan sê, Here, help my. So, wat beteken, die Here vir elkeen van u 'n werk gegee. Laat niemand in jou pad staan. Laat geen demoon in jou pad staan. Laat geen dominee, pastoor, wie ook al in jou pad staan. As jy meer gehoorsaam aan die mens, of as jy meer gehoorsaam aan die mens. Wat is God Titus, hoofstuk 2 vers 15? Wat sê Paulus in Titus? So wat beteken, hy sê Titus, jy preek, jy bemoedig die gelowiges, maar ek besigtig, daar is 'n konkrete sede Christus. Daar is sekere broers in die Here en susters, wat verag wat jy doen. Nou verag beteken om op waardeloos te staan. Dit beteken om nie te respecteer dit wat God op jou geplaas het. Kom ek sê, wees nie verbaas, dat wanneer die Here jou gaan oprig, en die Here gebruik jou machtig, dat daar mense gaan wees wat my nog gaan skil. Hoe meer jy gehoorsaam is aan die Here, hoe meer vyande gaan jy het. So elke keer wat die mense vir jou moeilike tyd gee, en jy sê, Here, ek nog net wat jy wil hê. En jy bereik, wat kom my van die Here, sê, Here, hoekom ek? Hoekom ek? Here, ek vas. Maar dit lyk om eerlijk vas en bid en bid, gaan dit slechter. En weet dan, die slechter kom in die mense. En sê, laat niemand vir jou verwag nie. Daar is mense wat met geestelike messe rond jou. Hallo? Hulle is liefdevol. Hulle is vredelik. Hulle is so geestelik. Hulle gaan nie sê wat hulle wil sê nie. Hulle sê net wat jy wil hoor. En jy voel so goed, maar diezelfde persoon wat voor jou staan, die oomblik as jy jou rug. En jy verlaatlik die woordiging, dan vat hulle die mis, en hulle steek. En jy wonder, hoekom gaan dit sleg met jou? Hoekom gaan dit nie goed met jou nie? Alles wat jy wil doen, misluk in jou leven. Die
probleem lê nie by jou nie. Die probleem lê die mense wat jy in jou lewe toelaat. Maar die probleem is, wees versigtig om allemaal te sê wat die Here vir jou gesê het. Daar kom 'n tyd in jou lewe, as God vir jou 'n werk gee, hou jou te behoort. Die rede hoekom mense nie sien op jou, is omdat jy met verkeerde mense wie sê vir jou, jy moet met sekste staan nie bid. Wie sê vir jou, jy moet op vas en gebed gaan met wie ook al. Maar die probleem met wie is, wie moet voor wie of wat hy is. Maar in en aan veraglik. Die broer is so opgewonde, hy lig sy hand op, hy sê hoe goed die Here vir hom, hy sê wat sy planne is, hy sê wat sy visie is, hy sê die werk wat hy vir die Here gaan doen, die Here het gesê ek moet dit doen, en dan sê nog, die Here het gesê hy gaan in Amerika preek. Hier is groen kyk en sê, die Here sê, jy is so opgewonde, maar jou probleem is jy teen jou visie met verkeerde inzicht. Dis so probleem, hy speel het verkeerd is in sy mense. Jy kan ook praat in my man, maar daar is mense wat jy verwacht. Hulle sien hier op jou, jy collega op die werk. Dis jou story. Nou die oomblik, as jy jou rug draai, dan kanseleer dat alles wat jy gesê, want jy kan oorleer wat jy sê. Die mense in jou lewe, wat nie in jou lewe behoort nie, bring verplag. Families in jou lewe, is nie jou familie, en is jou vriend. Daar is geen beste vriend of vriendin nie. Daar is net een vriend en sy naam is liefde. My gebed vanmorgen, dat die hemel oor elkeen van julle gaan losbreek. Dat daar een samenbandel gaan neerkom. Mag nie saak hoe jong en hoe oud jy in die plek is nie. Dat jy in die plek gaan uitstappen en vir die Here wonderwerke gaan doen. Dat almal wat aan jou raak, genesing gaan kry. Dat almal wat aan jou teenwoordigheid kom, gaan die Here vrede maak. Mag jy oorlopen, mag jy oorvoerig gaan en oorvoerig wees en leer aan die dienst van die Here. Mag die Here elkeen van julle machtig gebruik. Sê vir